Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag 31 Mei en ons is by Koffiekuier 854. En ek moet vir jou sê, die afgelope 2 dae in Kleinmond is ek baie bly dat ek in 'n ordentlike huis kan bly met goeie steenmure en 'n stewige dak en fondasies, want die wind waai en die reën het geval al. En ek is so dankbaar dat ek 'n huis het om in te bly. En ek gebruik hierdie inleiding om jou eintlik bietjie uit te nooi, te prikkel, want ons begin eerskomende Sondag met 'n nuwe preekreeks in die gemeente. Letterlik dan vir al 15 Sondae in Junie gaan ons in die Kleinmondstreek van die gemeente stil staan by hierdie reeks. En dit gaan oor die tema huisverbeteringe of home improvement, as jy nou die Engelse woord daarvoor wil gebruik. Restaurasie, herstelwerk, maar herstelwerk is nie net noodsaaklik, dit gaan oor dit beter maak. En in hierdie reeks, vriende, wil ons 'n bietjie gaan kyk na verskillende aspekte van ons lewe as gelowiges en hoe ons daarin kan aandag gee om eintlik ons geestelike huis te verbeter, om dit beter te maak. Natuurlik onder leiding van die Heilige Gees, met insig wat ons uit die woord uit kry, maar wat kan ons doen om hierdie plek waar ons leef voor God beter te maak? Nou, dit is natuurlik baie interessant dat die Bybel, die woord huis kom verskriklik baie in die Bybel voor. En dit word op verskillende maniere gebruik. Baie keer word daar letterlik net gepraat van die plek waar jy woon, die gebou, maar dit word ook gebruik as 'n metafoor vir die dinamika van wat daar tussen pa, ma, kinders, kleinkinders, oupa, ouma, binne 'n huis of 'n familieverband gebeur. Nou, as 'n mens nadink oor hierdie begrip huis, dan is dit mos 'n term wat vir my en jou bekend is. Ek bedoel, almal van ons het groot geword met die huisgenoot, net die tydskrif, wat amper gesê het, wie's die metgesel wat saam met daardie huis reis en hulle eintlik meeneem en ook vertel van wat in die wêreld gebeur en land gebeur. Ek moet sê, ek dink die huisgenoot het deesdae 'n bietjie ontaard eintlik net in 'n skinder tydskrif, maar dis my persoonlike opinie daaroor. Maar as jy dan in die Bybel gaan blaai en bietjie gaan nadink oor hierdie term huis, dan gaan ons in die volgende 5 weke kyk na 'n klompie aspekte van hoe ons geestelike huis binne 'n gemeente natuurlik, maar ook binne 'n gemeenskap, 'n geloofsgemeenskap, en daar waar jy geroep is om as disippels van Jesus te leef in die breër konteks, hoe kan ons met mekaar die pad loop? En ek gaan nou ietsie meer oor die verskillende temas sê. Maar ek wil begin vanmôre deur saam met jou Matteus 7 vers 24 te lees. Dis hier aan die einde van die bergpreek. En Jesus is in die woord en dan sê hy, na aanleiding van alles wat hy nou van die mense geleer het, sê hy, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het gekom, vloedwaters het afgekom, winde teen daai huis gewaai en daarin geruk, en die huis het ineengestort en is heeltemal verwoes. Jesus gebruik hierdie 2 scenario's van waar bou jy, op sand of op rots, en dan sê hy, want wanneer jy dan nou op die stewige rots bou, met ander woorde op hierdie leringe, op dit wat hy die mense geleer het, as jy daar bou, dan sal jou huis kan bly staan in die storms van die lewe. As jy jou huis op 'n ander plek bou, op 'n ander goed bou, kom ons sê maar die dwaasheid van die wêreld bou, dan gaan hy, soos daardie een huisie wees op die sand, wat tot niet gaan. So hy gebruik hierdie 2 beelde, om te sê, waar bly jy, waar leef jy, en waar opbou jy daardie huis wat jy gebruik. En dan is dit interessant, vriende, dat Matteus hierdie gedeelte afsluit, wanneer hy sê, toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. So, ek wil dan nou vanmôre vir jou uitnooi om te sê, kom reis saam met hierdie huisverbeteringe reeks. Kom ontdek op 'n manier hoe jy jou geestelike huis in jou eie gesinsopset, familieopset, maar ook binne jou gemeente, en natuurlik binne die gemeenskap waarin God ons geroep het om te leef, hoe ek en jy daardie geestelike huis kan verbeter. Hoe ons dit kan beter maak, omdat ons op die leringe van Jesus Christus, op dit wat ons uit die woord uit kry, ons huis bou.
Nou, sommer net in kort vinnig, en ek gaan dit so ook in 'n skermpie hier langs my kop iewers ter neersit, as ek net nou die video redigeer. Die temas wat ons gaan aanspreek is, eerskomende Sondag, in hierdie huis is ons verbind aan mekaar. En dis daardie pragtige beeld om te sê, ons is verskillend, ons dink nie dieselfde nie, ons lyk nie dieselfde nie, maar ons is aan mekaar vasgemaak, letterlik in 'n gesinsfamilieverband, deur die DNA, deur die bloed wat in jou are loop. In 'n geloofsfamilie, ons is aan mekaar verbind deur die bloed van die Here Jesus Christus. En ons gaan kyk na twee tekste, Romeine 12, daardie pragtige gedeelte waar Paulus dan nou eintlik skryf en praat oor die feit dat ons moet fokus op daardie talente, gawes wat die Here vir ons gegee het en dit moet uitbou, en dan ook 1 Korintiërs 12 wat die hele beeld van die liggaam van Christus hanteer. So, eerste Sondag, ons is verbind aan mekaar. Dan die tweede Sondag gaan ons bietjie kyk na, in hierdie huis versorg ons mekaar. Dis nie maar net dat ons saam leef en okay is met mekaar nie, ons neem verantwoordelikheid vir mekaar, ons versorg mekaar. En daar kan ons bietjie kyk na tekste soos 1 Petrus 4, vers 7 tot 10, en Matteus 25, daar 31 tot 46. Dan op Sondag die 16de Junie, wat ook jeugdag is nie, gaan ons sê, in hierdie huis mag ons van mekaar verskil. En ons weet mos nou, vriende, mense, gesinslede, 'n familie, kom nie altyd oor die weg nie, ons dink nie altyd dieselfde oor die lewe nie, en ons mag, ook in ons geloofsfamilie, ook in die breër gemeenskap waarin God ons geplaas het, ons mag van mekaar verskil, maar daar is 'n manier waarop mense dit doen. Ons gaan kyk na Romeine 14 en hoofstuk 15 tot daarby vers 13 rond. En dan die 23ste Junie DV staan ons stil by die tema, in hierdie huis dra ons mekaar se belange op die hart. Dit gaan nie oor die eie ek nie, dit gaan juis oor die ander persoon en om hom of haar dan ook te help om hulle volle potensiaal in Christus te bereik. Filippense 2 en 1 Tessalonisense 5 waarna ons gaan kyk. En dan die laaste Sondag sluit ons af met die tema, in hierdie huis vergewe ons mekaar. En ons gaan kyk na Matteus 18, natuurlik 'n klassieke teks wat gaan oor vergifnis. So dis so die 5 temas wat ons gaan hanteer om te sê, maar hoe kan ons ook onder leiding van die Gees en vanuit die woord uit gaan sê, maar hoe verbeter ons die geestelike huis waarin ek en jy bly? En ek wil jou regtig uitnooi om in te skakel by ons eredienste wat ons aanlyn natuurlik altyd met julle deel ook. Eerskomende Sondag is ek self van die woord hier in die kerkgebou, die 9de is Janie Hougaard aan die woord, die 16de is Ryk van Velden, die 23ste Chris van der Westhuizen, en dan sluit ek die reeks weer af, die 30ste Junie. Maar kom reis saam en kom ontdek hoe die Here ook vir ons wil help om in ons gesinslewe, ons huislewe, ons familielewe as gelowiges, maar ook in die gemeente en in die gemeenskap op 'n beter manier met mekaar te kan 'n pad loop, sodat hy geëer word. En soos Jesus vir ons sê, as ons huis op hierdie lering, op hierdie waarhede, op hierdie rots bou, op sy woord bou, dan kan ons weet, die storms kan maar kom, en die wind wat hier buite waai, kan maar waai. Ons sal bly staan, want God se genade is dan by ons. Kom ons sit so, vriende, dan bid ons vanmôre saam. Ag Here, baie dankie dat ons ook kan weet, dat ons kan stil word vir U. En ek wil sommer vanmôre weer sê, dankie Vader vir die voorreg wat ek het om in hierdie omstandighede in 'n oordentlike huis te kan bly. 'n Huis wat stewig staan, 'n huis wat versorging en beskerming bied. Maar as ek daarin dink, Here, dan dink ek ook aan die baie mense wat nie hierdie voorreg het in ons land nie. En wil ek vra, Vader, mag U genade ook groot wees vir hulle. En dan wil ek juis ook bid en vra, Here, dat ons nie net in baksteenhuise veilig sal voel nie, maar dat U ons ook sal help om ons geestelike huis, ons lewe voor U, so te verbeter, so uit te bou, so te improviseer, dat U verheerlik word ook daarin, dat ons ook in die aanvalle van die lewe, in die storms van die lewe, sal kan sê, ek kan staande bly, want ek is gebou op die rots van Jesus Christus. Dankie dat ons die volgende maand so bietjie oor hierdie temas kan nadink, Here, en mag dit wees, dat dit vir ons ook help om in ons eie lewe nuwe perspektief te kry op dit wat U van ons as U geloofshuis hier op aarde vra. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen.
Vriende, koop jy die heerlike Vrydag. Ek sien, hier kom nou 'n regtig so 'n stukkie sonnetjie dan deur, waarvoor ek dankbaar is ook, maar natuurlik, ons is baie dankbaar vir die reën wat hier in die Weskaap ook val. Mooi loop, geniet jou beker koffie en sien mekaar dan Sondag en Dinsdag gesels ons bietjie verder oor ons eerste tema. Lekker dag.